Die Buffelbil van Inyatikulu, 'n vervolgstorie, bygeskryf en voorgelees sodra episode klaar is. Jy luister gratis. Gaan ook na die YouTube kanaal Afrikaanse Liefdesverhale en Stories #audioboeke en loer onder podcasts na die verskeie ander voorgeleesde volledige boeke daar. Jy luister gratis. Luka is vir 'n oomblik onkant gevang toe Larry Sondagmiddag daar by die Buffelkamp inry en haar Land Rover naby sy cruiserbakkie parkeer. Hy dog sy is nog op vertwaal. Hy het gister gebel om te hoor hoe dit met Flash se been gaan. Wou weer aanbeveel dat hulle die pragtige swart hings maar eers vir nog 'n week stadig in die stalle moet begin oefen na sy besering. Maar net voor hulle gegroet het, noem Marius toe net so terloops, dat Frankie op Larry se nommer gedruk het, om 'n video te kom maak oor die trouvenue daar, en die berede safaris, waarvoor verdwaal wêreldbekendheid verwerf het. Sy is op die oomblik daar. Hy sal dat sy vir Luka 'n video maak, van hoe Flash nou sy been gebruik. Dan sal hy maar na die video op haar YouTube kanaal moet kyk, of sy moet dit vir hom aanstuur, want dit sal beter wees as hulle twee mekaar nie gou weer sien nie, was sy eerste opgerukte gevoel. Maar hier staan sy nou oorkant hom, en sy eie gesig is veronderstel om te wys, foesak Larry. Maar eintlik is sy vreeslik bly om haar te sien, en toe vou sy dubbel oor sy kwastige kwaai uitdrukking, of wat ook al, en hy voel soos 'n pa wie se kind vir hom ore aansit. Miskien moet hy ook maar gemoedelik raak oor dit alles, soos 'n chill man, glimlag oor die feit dat dit hom hoe lank geneem het om uit te vind dat sy vernoot se vriendin met meer aangename byvoorbeelde, toe nie die man se vriendin is nie, maar sy dogter, en daar is niks romanties tussen die twee nie. Anders moet hy dit net los, en nooit weer daarna verwys nie. Al het hy vir 4 dae lank daaroor gesit en sak. Hy vermoed mos dat hulle daardie klein stukkie detail aspres vir hom weggesteek het, omdat Dirk waarskynlik nie wil hê dat hy 'n los gelukkie van sy dogter moet maak nie, wat beteken dat hy wat Luka is, liefs geen idees oor haar mag ontwikkel nie, nie tydelik nie, of selfs meer permanent nie, want dit maak haar nog meer onbereikbaar vir hom. Dan, aan die ander kant, vriendskap en om goed oor die weg te kom met iemand kos niks, en tot nou toe het hy homself onberispelik in haar teenwoordigheid gedra. Al wat hy hoef te doen, is om daarmee voort te gaan, nou nog meer as ooit. Daarom gaan hy dit nie eens aan haar noem, dat hy nou weet van haar en Dirk se familiebande nie, wat sy waarskynlik weet, dat hy nou weet. Dit het eintlik niks met die prys van eiers te doen nie, en dit behoort hom glad nie te pla nie, want hy stel mos nie belang in haar as meer as net 'n vriendin nie. Sien? Miskien het hy 'n week terug anders daaroor gedink, maar nou is sy kop weer uitgesorteer, die een waarmee hy dink, né? Wanneer Larry uiteindelik op haar lag, en nou om te draai, lig sy hand om te groet, dan gaan sy maar weer ry. Beduie sy, waarskynlik gesien dat sy nie welkom hier is op sy parkeerplek nie, wat mos nie 'n kampeerplek is nie, maar Luka lig ook 'n hand. Wag, jy kan gerus bly, nie om te kampeer nie, om te kom kuier. Hy stap na sy opgeslaande bakkie en haal nog 'n opslaanstoel uit. Die uitdrukking op haar gesig verander, raak effens behoedsaam. Sy dink seker dat sy om een of ander rede nou 'n vreeslike preek van hom gaan kry. Maar hy is nie pastoor Willemse nie, hy is veearts Willemse en hy het niks om te sê nie, behalwe, Larry, jy mag maar 'n oomblik kom sit, ek braai en eet net gou klaar, dan gaan ek in elk geval ook oppak en huiswaarts skeer. Haar oë draai na die wors op die vuurtjie, daar in sy mini-webbertjie. Dink seker hy maak van oordaad 'n misdaad, daar is genoeg vir 'n gesin van 6.
maar hy kan mos nie kole maak vir 'n 15 cm stukkie worsie nie. Eenkant staan sy swart gebrande keteltjie, op die tafel 'n bruin botteltjie bier. Ja, dit voel soos die lewe. Drink jy iets saam met my? Vra Luka. Ek het ongelukkig net bier. Of wag, ek dink daar is nog 'n verdwaalde botteltjie Hunters iewers in my yskas. Sy wik en weeg steeds tussen weghol en vlug of naderstap. Uiteindelik kom sy nader en sit, maar eers nadat sy die stoel ook 'n goeie meter van hom en sy tafel af weggetrek het. As daai Hunters nie vir iemand anders bedoel is nie, sal ek dit graag drink, dankie. Nee, jou naam staan op die bottel, want ek het nie glase nie, net blikbekers, en drank in blikbekers werk nie vir my nie. Hy haal die bottel uit die yskas en besluit dat sy yskas aangevul moet word vir ander geleenthede en gaste as hulle by die Willemse Selaar opdaag. Hy mik om die bottel in haar hand te sit, maar daar vat sy kole onder die worsvlam. Hy plak het naby haar op die tafel neer, om sy rooster om te draai, te wag dat die vlamme weer verdwyn. Gebruik die keteltjie en gooi water op. Wanneer hy die rooster terugsit op die kole, beduie sy met die bottel Hunters in haar hand na die ander kant van die dam. Die renosters is daar oorkant. Ja, hulle is al vir 4 dae hier in die omgewing, antwoord hy. Hulle kom en gaan by die water. En jy weet, want jy is al vir 4 dae lank hier, wonder sy. Hoekom is jy nie saam met die perde in Graskop omgewing nie? Want Ralph Bester het daar oorgeneem. Hy sal my laat weet as daar skielike ernstige krisis ontstaan. Luka maak sy pikniksak oop en haal 'n erdebak en 2 blikborde en 2 messe uit. Of sy nou wil of nie, vandag gaan Larry Sullivan in sy oordaad deel. En sy eet. Nou wel nie 2 broodrolletjies met 'n lekker fris stuk wors op elkeen soos hy nie, maar sy eet 'n broodjie en 'n 10 cm worsie saam met hom en daar sak 'n soort vrede op Inyatikulu neer en dit is vir hom lekker. Na ete staan Luka eerste op en stap na die effense versteekte watertank langs die boorgat waar hy gewoonlik stort wanneer hy self hier kamp. Sy stortsak hang nog steeds daar en hy haal sommer die gordyntjie af en vou dit op en toe tap hy warm water om sy skottelgot te gaan was. Dit is nou nice, besluit Larry wat agter hom aangetou het. Ek moet hiervan onthou. O nee, eintlik moet jy liefs hiervan vergeet. Jy kan nie hier kom kamp nie. Dit is nie veilig vir 'n vrou om so alleen in die veld te slaap nie en verkieslik moet jy nooit sonder klere hier rond dwaal nie. Amper voeg hy by, nie weer nie, maar dit laat hy liewer net daar. Later ry hulle terug na die lodge en die 5-komp en toe ry Luka reguit na sy huisie toe. Hy wil sy pikniksak gaan uitpak en die wors wat oorgebly het in sy yskas kry. Dan wil hy beslis 'n slag gaan klere en beddegoed was in die lodge se waskamer. Daar is 2 yslike groot wasmasjiene. Met sy wasgoedsak oor sy skouer stap hy daarna toe. En toe sien hy Larry se Land Rover, wanneer hy om die hoek van die waskamer kom, ook daar staan. Larry is by een van die wasmasjiene, besig om haar eie beddegoed en wasgoed in te sit. Okay, great minds think alike, spot sy, toe hy die tweede wasmasjien oopmaak en dit betrek. Ja, and fools never differ, antwoord hy en pak sy goed in. Hy gooi waspoeier in en skakel aan. Is jy lus vir koffie? Vra Larry. Soos gewoonlik in die laaste tyd nou in Afrikaans, né? Vandat sy by die dam aangekom het. Luka wonder of hy die uitnodiging moet aanvaar. Toe besluit hy, ag man, moenie kinderagtig wees nie. Beskou haar as 'n besoeker, 'n kollega, 'n familielid van 'n vennoot. Ja, dankie. Koffie sal lekker wees, antwoord hy. Ok, ons wasgoed gaan vir so 3 kwartier lank was en dan kan ons dit in die tuimeldroos kom sit nadat ons koffie gedrink het.
Luca kyk op sy horlosie en hy maak 'n nota van die tyd in sy kop. En toe stap hulle na Larry se Land Rover toe. Sy bestuur en hou onder die afdak van haar huisie in die Vyfkamp stil. Dit is 6:30 en reeds sterk skemer, wanneer sy haar kamerasak en handsak uitlaai. En Luca vat die kamerasak by haar, terwyl sy sleutels soek om haar deur oop te sluit. Hulle stap in en hy sit die sak op haar eetkamertafel neer, en daarna kyk hy om hom rond. Hy was nog net 2 keer tevore hier in haar huis. Die eerste keer was toe hy haar soos 'n sak aardappels oor sy skouers gegooi het, nadat hulle van Ndlovu-Matlape af teruggekom het, en sy in Dirk se Land Rover aan die slaap geraak het. Die tweede geleentheid was nadat sy die kobra se gif in haar gesig gekry het. Sy het intussen nog 'n paar stukkies meubels uit die storie na toe gebring, en hy hou van wat sy hier gedoen het. Hy hou ook van die groot skildery van die buffelbil wat teen haar muur hang, bokant die bank in haar sitkamer. Aan die een kant is daar nou ook 'n televisieskermpie, so sy's lekker ingerig. Sy wys na die buffelbil skildery. Is mooi, nee. Ja, antwoord hy. Melk en hoeveel suiker? Larry gooi water uit 'n bottel in die ketel en skakel aan. 2, dankie. Hy bly staan. Hoopelik gaan hulle buite sit. Dis te intiem hier binne. Beslis gaan hulle buite sit. Op die stoep, Larry giet water oor die koffiekarrels, melk en suiker in die bekers en hou syne naam te uit. Hy vat dit haastig by haar, deeglik bewus dat hulle vingers vir 'n oomblik aan mekaar raak en dat dit iets aan die ritme van sy hartklop doen. Hom effens kort asem maak en laat besef dat 'n man is nog steeds nie 'n blerrie klip nie en mooi was nog nooit lelik nie. Hy dink aan die teemp wat hy oor haar skouers getrek het, hoe sexy haar onwrikbare vertroue in hom was, toe sy toegelaat het dat hy dit doen, en hoeveel selfbeheersing dit van hom geverg het om net te doen wat hy moes doen. En daar kom sy hele menswees en manwees weer in opstand, en hy moet hard op sy tande byt en probeer om aan ander dinge te dink, as wat hy eintlik aan haar wou doen. Dit was darm 'n bietjie lanklaas, en hy is amper al 54 jaar oud, maar dan is dit ook nie asof hy dink dat dit sonde is om sy hand aan sy eie lewe te slaan, as daar nie 'n maat beskikbaar is nie. Daarvoor is hy in elk geval lank genoeg op sy eie. Net toe hulle op die stoep gaan sit, kom Dirk uit sy huisie gestap. Agter hom speel sy eie TV. Hy kyk na een of ander reeks op Netflix en hy gaan stop dit vinnig. Lus vir koffie? Vra Larry. En terwyl sy instap om vir hom te gaan koffie ingooi, begin Luca om te verduidelik hoe dit per ongeluk gebeur het, dat hy en Larry mekaar raak geloop het in die waskamer, toe albei dieselfde idee gehad het, om hulle kampwaans se beddegoed en hulle klere te gaan was, en nou wag hulle om die wasgoed te gaan oorsit in die tuimeldroos. Daar is niks aan die gang nie. Okay, het lyk nie asof vir Dirk vreeslik pla nie. Daar is iets anders wat hy noem. As julle die wasgoed in die tuimeldroos gaan sit, ry asseblief met die bakkie of met Larry se Land Rover. Die luiperd was beslis gestrand weer hier in die Vyfkamp tussen die huise. Veral as julle eers wil wag dat die wasgoed droog word, dan raak dit laat. Nee, wat, begin Luca. Ja, ek gaan beslis wag vir my wasgoed om droog te word. Larry kom terug met Dirk se koffie en 'n pakkie koekies wat sy oopgemaak het. Jy het miskien iemand wat jou wasgoed een of ander tyd vir jou gaan stryk, maar ek sal myne moet opvou, anders krekel dit, want ek stryk niks. Nee, ek gaan later terugkom, ek sal met my Land Rover ry. Australia, brom Dirk, asof dit 'n reuse kruis is. Hy gryp 'n koekie en doop dit in sy koffie. Dan moet jy maar saam met haar gaan en daar gaan wag, Luca, gebied hy. Nee, toe maar, ek het 'n beter idee. Jy kan begin slaap, Luca, dan gaan ek alleen terug lodge toe. Ek sal jou wasgoed ook vir jou in die tuimeldroos sit en dit aanskakel, dan spaar dit jou die moeite om saam met my te gaan. Dan kan die persoon wat jou wasgoed gewoonlik stryk, dit mos daar kry. Luca oorweeg haar voorstel vir 'n oomblik. Dit is eintlik presies wat met sy wasgoed gebeur gewoonlik.
Hy los dit, hy was dit, en dan los hy dit in die wasmasjien. En die volgende oggend kry Geesie se wasvrou dit daar en hang dit op. Mita. Daarna word dit getuimeldroog om die goggas wat eiers gelê het dood te maak. En dan vou sy dit op. Dan gebeur daar 'n wonderlike werk. Sy wasgoed beland in sy kas in sy huisie in die Vyfkamp, sonder dat hy enigiets verder hoef te doen. En dan word sy kas ook sommer reggepak en die huisie skoon gemaak en daardie bed ook skoon oorgetrek. En dit kan nogal laat raak as hulle moet wag vir die wasgoed om deur al die prosesse te gaan en droog te word. Ja, miskien moet hy maar kies om te gaan slaap. Of anders. Kyk, as dit enigiemand anders as Larry was, Lukas sug diep en sê, nee, dit is oukei. Ek sal 'n boek saamvat en gaan lees terwyl Larry haar ding doen. Seker maak dat sy veilig terugkom in die kamp. Dit is nie nodig nie, keer sy. Ek kan na myself kyk. Snort Dirk net so hard soos hy oor daardie antwoord van haar. En nadat hulle koffie gedrink het en Dirk weer in sy plek verdwyn het om sy reeks te gaan verder kyk, pak Larry 'n paar goed in haar werksak. Luka vat dit by haar en stap na sy cruiser bakkie toe met die verduideliking. Ons ry sommer met my bakkie, want my boek is mos daar binne. By die waskamer gekom, sit hy sy eie wasgoed in die tuimeldroër. Hy sal vir Larry wys, hy kan, hy is nie links nie, en hy is ook nie lui nie, gehoor? Wanneer die wasgoed begin spin, gaan sit hy eers langs Larry om na die laaste video's en kommentare wat sy op haar kanaal gekry het, te kyk. Daarna gaan sit hy weer met sy eie boek. Wat lees jy? Vra Larry oor haar skouer. Donker spoor, Martin Stein, 'n polisieverhaal. My pa koop al hierdie boeke, dan sirkuleer ons broers dit wanneer hy klaar is daarmee. Ek lees sommer enigiets wat hy gekoop het. En as hy teruggaan na pa toe, skenk hy dit vir hulle biblioteek of leen dit van daar af uit na ander mense. Sy draai om en kyk na die boek se agterplak. Toe besluit sy blykbaar, as jy klaar gelees het, mag ek dit leen, Luka? Wel, ek sal eers moet hoor of haar nie 'n waglys is nie, antwoord hy en probeer konsentreer op die woorde wat nou voor hom dans. Hy is op die laaste klompie bladsye en hy moet kop hou, want dit is nou die ontplooiing van hierdie speurverhaal. En boonop lui sy selfoon. Dit is Zak Tron wat bel. Hy antwoord, het jy koue voete en soek jy wegkruip plek voor die troue? Ek sal vir jou wys waar jy kan gaan, wegkruip. Wat vir hom 'n vuil kyk van Larry laat kry. En toe sit hy regop, pen oorent. Hy seker het nie mooi gehoor wat Zak gesê het nie. Sê weer, het iemand 'n itermago baba daar by julle aangebring. Zak vra uit oor 'n melkformule, want die dingetjie is nog baie klein, amper nog pink, maar darm al bruin. Maar eintlik wil Zak so gou as moontlik die klein mannetjie daar op Ndlovu-Mklapa kry, waar Luka 'n oogie oor die diertjie se welvaart en hervestiging sal kan hou. Dit is net met die troue oor 2 weke, en nee, dankie, hy wil nie weghardloop nie, hy kan amper nie meer wag nie. Met die troue is daar nou soveel goed vir hom en Carly om te doen, dat hy nie sy watse naam kan draai nie. Wat van, besluit Luka impulsief, wat van ek en Larry, kom haal die dingetjie daar by julle, en dan vat ons om deur na Ndlovu-Mklapa toe. Luka, jy weet nie hoe baie dit sal help as julle dit kan doen nie, roep Zak aan die ander kant uit. Wanneer Luka sy selfoon afskakel, kyk Larry afwagtend na hom. Hy vra, wil jy môre saamry? Ek gaan haal 'n itermago daar by die Tron-kliniek. Ja, natuurlik graag, antwoord sy en maak sommer dadelik die tuimeldroër oop. Die klere is byna droog en die wat nog nagt is, kan op hangers kom in haar Vyfkamp huisie, verduidelik sy. Sy vra, het jy iets in jou tuimeldroër nodig om môre saam te neem? Nee, wat, Mita sal my goed môre my kas gaan pak.
Sy sit haar laken se punt in sy hand en toe Luka homself kon kry, vou hy vir die eerste keer in sy lewe 'n laken saam met 'n vrou. En dit doen sy hart nogal goed, bo alle verwagtings in, word vervolg.